Hallo en welkom by Afrikaans vir almal. Nog 'n video les uitgawe deur Dirk E-Teacher. Welcome to Afrikaans for All. Les 16, lesson 16. Kos maak in Afrikaans. Making food in Afrikaans. Inhoud 1. Eetgerei vir etes. Utensils for meals. 2. Eetgerei vir kosvoorbereiding. Utensils for preparing food. 3. My kombuis, my kitchen. 4. Kolwyntjie bestanddele, cupcake ingredients. 5. Pannekoekstappe, pancake steps. 6. Toebroodjiestappe, sandwich steps. 7. Gunstelinge, favorites. 8. Afsluiting, conclusion. Onthou om te oefen, onthou om baie te oefen. Remember to practice a lot. The method, you still remember what the method is. 1. Listen. 2. Repeat with the teacher. 3. Repeat on your own. 4. Practice, because practice makes perfect. 1. Pas die sinne by die regte eetgerei, cutlery, item. Ons het breekware is crockery. Goed. A. Ma skep met 'n lepel. Waar's die lepel? Die middelste ene. Lees asseblief saam met my. Jy steek met die vurk. Die vurk is die boonste ene. En dan C. Ek sny met die mes. Kom ons lees hulle almal gou weer deur. Dis eers B, dan A, dan C. Goed, B is, jy steek met die vurk. Lees saam met my asseblief. Moenie stil bly nie. Jy kan net leer, jy kan net groei as jy gereeld en die hele tyd saam praat. A. Ma skep met die lepel. C. Ek sny met die mes. Nou gaan ons die ander kant doen. Dit was nou die kombuis of die eetgerei. Daar's mes, daar's vurk, daar's lepel. Koppie en piering, waar pas dit? Sien, die lyn wat dit verbind daar, die rooi lyn, koppie en piering. Dit is die middelste een van die 3. Is the center one of the 3. Beker met piering, dis die heel onderste een. Dan 'n bakkie is die boonste ene. En dan die glas is deurskynend, die glas is klaar gemerk. Goed. Kom ons gaan dit gou-gou weer deur die regterkant. Ek plaas die bord en klein bordjie op die tafel. Daar's 'n bord en 'n klein bordjie. Onderkant dit koppie met piering. Onderkant dit beker met piering. Bakkie. En dan die heel onderste, die glas is deurskynend. Het jy dit almal gelees? Mooi so. Hou dit so. Nommer 2. Benoem die eetgerei, utensils. En hierdie is vir kosvoorbereiding. Kom ons lees die ry van bo links na regs onder. Bakpan, lekker baking pan, 'n weegskaal, scale, rooster, toaster, roller, sif, sieve, braaipan, roasting pan, spatel, spatula, rasper, grater, klitser, mixer, koekiepan, cookie pan. Goed, kom ons pak hulle uit. Nou weer eens, lees die woorde soos wat hulle skuif. Bakpan, weegskaal, lees saam met my asseblief. Rooster, roller, wat ons die deeg mee uitrol. Sif, braaipan, spatel, rasper,
klitser, koekiepan. Daar het julle almal. Kom ons lees hulle nog eenmaal deur. Ons begin sommer hier onder, ons gaan antikloks gewys. Dit beteken ons begin links en ons gaan regsom na bo na rasper toe. Ons begin met koekiepan. Koekiepan, spatel, sif, braaipan, lees saam asseblief, roller, rooster, weegskaal, klitser, bakpan, rasper. Mooi so. Welkom in my kombuis. Nou gaan ons kyk waarvoor ons dit gebruik. Now we're going to look at the function for each one of these different apparatuses and utensils. Weeg die bestanddele. Waarmee weeg ek bestanddele? Ja, met die weegskaal. Sê weeg bestanddele met die weegskaal. Weer, weeg bestanddele met die weegskaal. Goed, daar is ons sin. Hoor wat ek sê? Skep kos uit met die lepel. Weereens, skep kos uit met die lepel. Bak met die bakpan in die oond. Weer, bak met die bakpan in die oond. Roosterbrood. Ons rooster ons brood in 'n broodrooster. Weer, ons rooster ons brood in 'n broodrooster. Rol deeg uit. Ons rol deeg uit met die roller. Weer, ons rol deeg uit met die roller. Hier is jou sin. Ons klits bestanddele met die klitser. Weer, ons klits bestanddele met die klitser. Let op, bestanddele het 2 D's. Bestanddele. Weer, ons klits bestanddele met die klitser. Ons bak die koekies in die koekiepan. Weer, ons bak die koekies in die koekiepan. Ons sif die meel met die sif. Weer, ons sif die meel met die sif. Ons braai die worsies in die braaipan. Weer, ons braai die worsies in die braaipan. Ek flip die eiers met die spatel. Weer, ek flip die eiers met die spatel. Mooi so. Nommer 4. Herken jy die bestanddele vir kolwyntjies, vir cupcakes? Do you recognize the ingredients for cupcakes? Daar's die Engelse woorde ook, ingredients en cupcakes. Suiker, kom ons pas hulle waar hulle behoort. Kom ons lees eers die boonste ry. Suiker, sprinkels, meel, melk, eiers, sjokolade, versiersuiker. Goed, ons lees hulle nou. Suiker. Het jy dit so? Heel regs. Sprinkels, heel links bo. Meel, tweede van bo, links. Melk, heel bo, net so regs van die sprinkels. Eiers, lees jy saam? Jy moet saam lees, dis al wanneer jy groei. Sjokolade, mooi so. Sjokolade, daar die breingoedjies met die blokkies. En dan versiersuiker. Versiersuiker, goed. Die volgende opdrag is, pas die werkwoorde hieronder by die regte bestanddele. Nou wat maak ons nou met die eiers, meel en melk? Wat sal ons daarmee maak? Ons meng die eiers, meel en melk. Hier sit ons die werkwoorde by. We just put the verbs next to them. Okay, kom ons lees dit. Meng die eiers, meel en melk. Volgende. Smelt die sjokolade. Weer, smelt die sjokolade. Volgende. Strooi die sprinkels. Weer, strooi die sprinkels. Volgende. Breek die eiers. Weer, breek die eiers. En dan klits die mengsel. Mooi so. Het jy saam gelees? Onthou, jy wen net as jy saam lees. Kom ons lees net gou almal weer deur hieronder. Meng, 1, 2, 3, meng die eiers, meel en melk. Smelt die sjokolade. Breek die eiers, strooi die sprinkels, klits die mengsel. Mooi so, hou dit daar.
Nommer 5. Plaas die stappe vir pannekoek bak in die regte volgorde. Lees daardie instruksies saam met my asseblief. Jy gaan sulke goed in die klas ook teenkom, dan moet jy dit ken. Plaas die stappe vir pannekoek bak in die regte volgorde. Het jy dit? Goed, dan sê dit, woordeskat, lees alles, vul in. Goed. Nou dan die prentjies help jou om die stappe te volg. Elke prentjie staan vir 'n nuwe stap. Goed, instruksies vir pannekoek bak. 1. Lees saam met my asseblief. Meng die droë bestanddele. Weer, meng die droë bestanddele. Goed, stap 2. Voeg nat bestanddele by. Eers die droë bestanddele, dan die nat bestanddele. Kan jy sien in die prentjie daar, daar's 'n beker wat iets uitgiet daar. Nommer 3. Klits totdat dit 'n gladde beslag vorm. Weer, klits totdat dit 'n sagte of 'n gladde beslag vorm. Dis die derde prentjie. Wat doen ons nou met die vierde prentjie? Daar's 'n horlosie. Wat die ene soos horlosie? Die heel onderste ene. Laat die beslag toe om te rus. Sit hom op sy plek. Goed. Weer, laat die beslag toe om te rus. Lees jy dit? Goed so? Moenie stil wees nie. Jy wen niks as jy niks lees nie. So, lees saam met my elke woord asseblief. Goed, nommer 6. Verhit die pan. Kan jy sien, daar's hitte in die nommer 6. Goed. Dis nommer 5. Dit was nommer 5. Verhit die pan. Weer 'n keer. Nommer 5. Verhit die pan. Nommer 6. Skep die beslag in die pan. Nou skep jy die beslag in die pan. Nommer 7 is vir jou gedoen. Ons lees dit net. Draai die pannekoek om. Jy gebruik nou die spatel of die spatula om die pannekoek om te draai. En dan nommer 8 is bedien en geniet dit. Kom ons lees die stappe van bo na onder. Lees asseblief alles saam met my. Meng die droë bestanddele. Dis nommer 1. Nommer 1, weer eenmaal, meng die droë bestanddele. 2. Voeg nat bestanddele by. 3. Klits totdat dit 'n gladde beslag vorm. 4. Laat die beslag toe om te rus. 5. Verhit die pan. 6. Skep die beslag in die pan. 7. Draai die pannekoek om. 8. Bedien en geniet dit. Mooi so. 6. Plaas die stappe vir toebroodjie maak in die regte volgorde. Woordeskat, lees alles, vul in. Gaan ons 'n lekker toebroodjie maak. Instruksies vir toebroodjie maak. 1. Was jou hande deeglik. Sien die prentjie met die water? Nommer 2. Neem brood, botter, kaas, ham en tamatie. Haal al daardie goed uit. Kaas, cheese, right? Daar is alles uitgehaal. Jy kan sien in die prentjie, daar's 2 snye brood, daar's 'n stuk botter, daar's kaas, daar's tomaties en daar is ham. Ham. Goed. Nommer 3, wat moet jy nou doen? Smeer die botter op albei snye. Smeer die botter op albei snye. Wat doen jy dan? Nou moet jy iets opsit. Sit die vulsel op. Of plaas die vulsel op. Nommer 5 is vir jou gedoen. Plaas die tweede sny bo op die ander een. Wat bly oor? Sny en geniet dit. Ons lees die stappe nog eenmaal deur. Instruksies vir toebroodjie maak. Lees asseblief saam met my alles. 1. Was jou hande deeglik. 2. Neem brood, botter, kaas, ham en tamatie. 3. Smeer botter op albei snye. 4. Sit die vulsel op. 5. Plaas die tweede sny brood bo op die ander een. 6. Sny en geniet dit. Mooi so. Nommer 7. Praat oor jou gunsteling gereg in Afrikaans. Talk about your favorite dish in Afrikaans. Pick your favorites. Hier is nie animasie nie. Hier is net sinne wat jy moet lees. Kom ons kyk na die prentjies. Let's look at the pictures, okay? Prentjie nommer 1 is pasta.
Nommer 2, boerewors en pap. O, dit lyk so lekker. 3 is slaai. Jy kan weet wat 'n slaai dit is. Daar's feta kaas by. Ons gaan nie nou vra vir 'n antwoord nie. Nommer 4, sjokoladepudding. O, dit lyk so lekker soet en baie suiker daarin. Goed, op die regterkant. Plaas kortliks of praat kortliks oor elke gereg om die beurt deur die vrae te beantwoord. Lees saam met my asseblief. Praat kortliks oor elke gereg om die beurt. Dit beteken in turn. Talk about each dish in turn. Answer the questions, okay? Hier kom die vraag weer eenmaal of die instruksie weer eenmaal. Lees asseblief weer saam met my. Praat, begin by praat. Praat kortliks oor elke gereg om die beurt deur die vrae te beantwoord. Goed, 1. Ek hou van en my gunsteling geur is. Jy vul self in. 2. Watter gereg eet julle die meeste? 3. Watter gereg eet julle die minste? 4. Watter soort slaai is in nommer 3? Wel, dit moet 'n Griekse slaai wees. Hoekom? Want daar's feta kaas by, reg? Nommer 5. Wie is die braaier in jou huis? Goed, sal ons hulle gou-gou weer deurlees. Praat kortliks oor elke gereg om die beurt deur die vrae te beantwoord. Lees jy dit saam? Goed so, as jy saam lees. 1. Ek hou van en my gunsteling geur is. 2. Watter gereg eet julle die meeste? 3. Watter gereg eet julle die minste? 4. Watter soort slaai is in nommer 3? Nommer 5. Wie is die braaier in jou huis? Les 16. Kos maak en resepte in Afrikaans. Jy doen uitstekend. Nou lees daardie middelgedeelte saam met my asseblief. Jy het pas alles oor kos maak in Afrikaans geleer. Jy ken kombuisitems. Jy ken bestanddele. Jy ken werkwoorde vir instruksies en kan resepte in Afrikaans volg en beskryf. Hou aan Afrikaans praat. Volgende les is inkopies en geld. Totsiens en sien jou in die volgende les oor inkopies en geld. Onthou om in te skryf, subscribe, dis gratis. Jy kry dit die oomblik dat dit gepubliseer is. En gaan kyk op Dirk eTeacher. Al die lesse gaan daar wees onder die opskrif of onder die speellys. Dit is die playlist wat sê Afrikaans kursus. Dankie en pas jou mooi op. Totsiens, sien julle gou-gou weer.